Hallo julle, ons is terug in die kreer. En hierdie keer is dit net vir 'n naweek. So ons noem hierdie video Naweek Safari. Nou die woordjie safari kom van die Swahili mense af. En dit beteken om te reis, om diere te gaan sien. Nou wanneer jy op daai safari is, dan kan jy natuurlik jag met 'n geweer of jy kan jag met 'n kamera. Nou, in my geval is dit natuurlik jag met 'n kamera of 'n videokamera. Nou ek weet in vandag se tyd het baie mense vuurwapens by hulle. Maar wees maar verseker as jy hom saamvat wildtuin toe, dan is daar 'n proses. En doen dit maar reg. Jy weet nooit wat gebeur nie. Nou hierdie koei se horings is nie baie groot nie. Maar kyk haar hare op haar bos. Is dit nie iets anderste nie? Kom op hierdie klomp rooibokke af. En hulle almal lyk so half 'n bietjie skrikkerig om water te drink daar by daai poelietjie. Ek wonder hoekom is dit? En hulle skrik vir iets en daar hardloop hulle almal. Maar hulle lyk nie te bang nie. Staan maar rond en kyk. En ek ry toe nader gaan kyk toe, wat is dit? My genade. Toe's daar 'n seekoei in daai watergat. En is hy wat hulle so skrik maak. Ons ry verder en daar aan die kant is 'n klomp buffels. My genade, ons is omtrent gelukkig met hierdie buffels. Maar kyk hoe lank is daai gras julle. Party van hulle se rug steek net uit. Maar dit bly maar mooi. Na ons 'n hele ruk rondgery het, kom ons op die Simani Dam af. Nou ja, soos julle kan sien, hier is 'n hele klomp diere, maar kom ons kyk. Waterbokke se kinders. Kyk hoe mooi lyk hulle. Hier's 'n maribo in die lug en hier's ook van hulle hier op die grond by die dam. Maar ek moet vir julle dit wys. Kyk na hierdie maribo wat op die grond sit. Nou daai pink sak wat jy daar sien, hulle noem hom 'n gulsak en hy bære sy kos daar. Kyk na hierdie waterbok se ore. Sien jy waar daai rooi sirkeltjie is? Kyk hy monitor goedjies op sy oor. Dis die eerste keer dat ek dit sien. Heel eerste keer, nog nooit gesien nie. En hier het ons 'n klomp zebras wat vergadering hou. Nou ek kan nie regtig uitmaak waaroor hierdie vergadering gaan nie. Maar ek kan raai dat dit 'n paar hingse is wat belangstel in 'n merrie. So hulle besluit nou onder mekaar wie dominant is, dink ek. Want hier was 'n paar skoppe uitgedeel ook wat ek nou nie kon vasvang nie. En as jy nou nie 'n luiperd kry nie, dan noem jy sommer hierdie maar 'n langnek luiperd. Dan voel jy sommer so 'n bietjie beter. Ja. En hier is 2 visarende en hoor net hoe mooi roep hulle. So eie aan Afrika man.
Kyk daai mooi volstruis mannetjie. Nou sien julle daai rooi op sy bene. Dis nou op sy shins daai. Nou 'n shin is 'n skeen in Afrikaans. Daar's hy. Ek is nie regtig so slim nie, ek het dit gegoogel hoor. Dit raak laat en ons vat die pad terug Tamboti kamp toe. Nou ons kom op 'n paar voertuie af wat hier in die grasse inloer en toe ons kyk, toe sien ons daar lê 'n mannetjie leeu, kyk hoe beweeg hy daar. Maar dis toe al wat ons sien op daai stadium. Ek is nog so lekker besig om af te neem. Toe skrik hierdie leeu's en hulle hardloop weg. Daai ene hardloop soos 'n bang fok steeds weg en hierdie ander kyk rond en pond nogal verskrik. Maar ek sê nou vir julle sê wat het gebeur. Nou soos julle kan sien, dis 3 mannetjie leeu's, 3 jong mannetjie leeu's. En hulle is seker maar senuweeagtig, want die seker maar iewers uitgegroeide mannetjies in die omgewing. Maar laat ek vir julle gou vertel wat gebeur het. Daar kom een van daai trokke aan wat die wildtuinse trokke wat die mense rondry vir safaris natuurlik. En daar's mense op daai trok wat nie van ons dam se eende is nie. En toe hulle hierdie leeu sien, toe maak hulle so lawaai, want hulle was seker nou maar opgewonde. En hulle maak daai leeu so skrik dat hulle weghardloop. Ja, nou natuurlik was ek 'n bietjie vies. Maar wat sal 'n mens nou doen? Hierdie mense sien seker nie altyd leeu's en allerlei diere nie. Ons is net baie bevoorreg. So ja, ons moet seker maar so 'n bietjie geduldig wees. Gelukkig het hierdie ou so 'n bietjie bly lê en toe staan hy op. Hy loop toe verder en dit is die einde van die leeu's. Nou soos julle kan sien het die son klaar gesak en ons moet by die kamp uitkom. Maar hierdie arme ou, hy het een of ander oortreding gedoen, want daar was nie 'n speedtrap nie. So, wees maar versigtig julle. Nou ja, dis natuurlik sulke tyd en die vlamme brand lekker, maar laat ek hierdie vuurtjie so bietjie in stadige aksie sit. Kyk hoe mooi lyk dit. Laat hierdie aand so bietjie langer word en hom so bietjie meer uittrek. Okay, daar het ek 'n paar uur gewen, so kom ons laat die vuur maar weer teen gewoontes moet brand. Ja, want wie sal nou nie 'n aand in die wildtuin wil langer maak en wil geniet soveel as wat jy kan nie. Want die mense het nie altyd hierdie dae tot jou beskikking nie. Dit ons werk nog en party mense werk nie, maar hulle kan ook nie altyd net lekker hê nie. So kom ons doen nou maar die ding. Ons braai vir ons 'n lekker skaaprib of soos die Kaapenaar sê, 'n lamring en 'n varkchoppie. Kyk hoe lekker lyk dit. En verseker 'n braaibroodjie, want dit wat oorbly is môreoggend se broodjie saam met die koffie. Nou is op die H7 die volgende oggend en in die rigting van Satara. En daar kry ons hierdie leeu's aan die linkerkant van die pad, daar onder in die rivier lê. En ek dink dit is die Timbawati rivier daai. En ons maak 'n draai by die Mswemani dam en ons is aangenaam verras om te sien hoeveel diere hier is. Nou ja, as jy hierso stop of stilhou en jy kyk na hierdie diere, dan is dit nou die tyd om daai ekstra braaibroodjie wat jy gisterand gemaak het uit te haal en om rustig te eet saam met lekker koffie. En dan dink jy, hierdie is my plaas. Dankie oom Paul, het vir my 'n mooi plaas gegee man. Kyk al my mooi diere. No, I can't escape your love.
shadows when my path is overgrown. You're a light within the darkness, and you're guiding me back home. I know I'll never be alone. In every breath of mercy, everyone that I don't deserve, they remind me that you're with me. Nou aangesien ek die safari karretjie ry, wil ek vir julle wys, dames en here, hier aan ons linkerkant het ons 'n reuse ryer. Maar dis nie sommer net 'n reuse ryer nie, want hy kan 'n spring aanval. Ja, en hy voel baie trots daarop. Hy laat daai vere op sy nek en sy bors sommer so mooi staan. Kyk hoe lyk dit. Nou ja, verder gery kry ons weer 'n klomp buffels. Is ons nie gelukkig nie. Hierdie is omtrent 'n buffel naweek. Maar wat hierdie buffels anders te maak is hulle 'n klomp voeltjies wat hulle pla. So as jy nie na die buffels wil kyk nie, kyk na die voeltjies. Nee, dis sommer net 'n grappie man. Kom ons ry maar verder. Nou ons was vir rukkie daar by Chokwan en ons vat die S34 uit en hier kry ons sommer 'n paar olifante naby wat oor die pad stap. En daar regs is nog enetjie, maar hy stap in die ander rigting. En laat ek sommer gou van hierdie geleentheid gebruik maak vir al die nuwe ouens wat gesubscribe het te sê baie dankie man. Ek weet sommer julle gaan regte ou pasbyters word, net soos die ou klomp wat al lankal gesubscribe het. Baie dankie. En daar ry ek sommer amper verby daai mooi volstruise. Maar kom ons gaan verder. O, ek wou nog gesê het, daar by Chokwan het ons vir ons 'n lekker pastytjie gekoop. Sommer so 'n garage pie. Maar is nie regtig 'n garage pie nie, dis 'n buffel pie. En hy het lekker baie vleise in. Kyk hoe lekker lyk hy man. En ek kon nie eens my pasty se krummels afstof nie. Toe sien ons hierdie wyfie leeu in die pad loop, maar ek gryp my kamera, druk hom som hier by die venster en neem maar so af. Die leeuwyfie stap rustig hier voor troepie uit. Sy kyk nie eens om nie, sy weet waartoe sy op pad is. Toe steek sy skielik vas, want daar aan die veld was 'n klein duikertjie gewees wat vinnig weggehardloop het toe hy hierdie groot leeu sien. En sy het so 'n bietjie rondgestaan, toe gaan sy weer aan. Kom ons hou haar bietjie dop. Ons kyk waartoe gaan sy. Nou ons het 'n hele ruk agter haar gery en sy was glad nie gepla met ons nie. Maar toe stap sy so regs in die bos in. Kyk nie eers terug nie, sê nie eers totsiens nie en daar sy weg. Maar ons sal totsiens sê. Tot 'n volgende keer julle. En dankie dat julle gekyk het. Julle is regte ou pasbyters. Bye.